Dit is die 20ste Junie en ek kan nie, weet jy, elke keer as ek koffie met brood deesdae begin, dan dink ek aan hoe die tyd verbygaan. Want elke tweede dag is koffie met brood, behalwe op naweke, en dan doen ek 'n bietjie Bybelstudie of so iets. Maar as jy oë uitveer, is die naweek gekom en gegaan. Dit is hoe vinnig dit is, en ek het vandag 'n bietjie kilo's afgelê. Ek was gou deur Parys toe vanoggend en weer vanmiddag teruggekom en so 'n paar plekke in die verkeer gesit, maar in elk geval op hierdie 6 uur, die 20ste die aand, welkom by koffie met brood. Haarval hy. Nou ek weet nie wie gaan opkom vanaand nie, maar wie ook al opkom, laat hulle opkom. Daar is hy. 6 uur is nie 'n slegte tyd nie, maar dit is Vrydag aand en ek weet die mense gaan uit en weet mense het ander dinge om te doen as om koffie met brood te kyk. Maar tog is daar van julle wat redelik getrou is en altyd koffie met brood kyk. Ek wil net gou kyk op ons YouTube kanaal. Ek dink ek is seker een van die eerste ouens wat gesê het YouTube. Maar in elk geval, ek wil gou kyk op die YouTube kanaal. Ek sien nie so Sam so goed gaan opkom. Ja, sy. Goeienaand, Marian. Kom ons kyk gou hierso na channel content. Ek was nou nie vandag Sam bly stil. Sam is hier in die agtergrond besig. O, Sam Simone. Ek hou daarvan om sy goed te kyk. Ek leer baie van Islam. En die gemors wat dit is, deur hierdie ou se goed gekyk. Great, ons staan nou op, dit is sover die beste. Maandag se koffie met brood, Woensdag se koffie met brood het 69 kykers gehad. En die oproeptyd na die Federale Alliansie het sover 77 kykers gehad. En dit is great, dit is 'n begin, jy weet. Corneille, wat sê jy? En ons het 103 subscribers. Goed, as jy nog nie gesubscribe het op ons YouTube kanaal nie, die YouTube kanaal se naam is Federal Alliance of Southern Africa, moet jy gaan subscribe asseblief. Alright, gaan teken aan, het kos jou niks. Gaan teken aan, hoe meer mense inteken en hoe meer mense my goed like daarso, hoe meer kom dit na vore in die YouTube arena, en omdat dit Afrikaans is, gaan dit baie meer opkom as van die ander Afrikaanse goeders. So ek skryf 103 current subscribers, dit is goed. En dan, soos ek sê, oproeptyd na die Federale Alliansie toe het al 77 views gehad. Ek wens dat ek het 77 mense gehad wat al reeds aangesluit het. Dit sou dinge bietjie makliker gemaak het. Maar nou ja, goed, koffie met brood. Ja, hier is weer jare se nuus. Natuurlik die grootste nuus, weet julle almal, is wat in die buiteland gebeur tussen Israel, Iran en die VSA. Nou, Iran het een van, die volgende goeienaand, Iran het een van die hospitale van Israel getref in Tel Aviv. Die, wat is die ding se naam, begin met 'n S, waar het ek dit neergeskrywe? Soroka Hospitaal, dit is die Soroka Hospitaal getref. Nou is Israel besig om pasiënte die wêreld vol te skuif. So, Iran skiet ook nie missie, né? Maar Israel het Iran se Arak kernaanleg getref, Arak, nogal interessant, kernaanleg getref, en jy moenie 'n kernaanleg bom nie, dit is so goed soos jy bom Koeberg. As jy Koeberg bom, dit is so goed soos 'n kernbom wat afgaan. Dit is so goed soos 'n kernbom wat afgaan. Jy bom nie 'n kernaanleg nie, né? En Trump het van Netanyahu gesê, Netanyahu moet net aangaan, doen wat hy doen. En hy het die USS Ford Carrier Group, dit is nou maar die Engelse name vir hierdie groot flotillas of vlootgedeeltes van hulle, is 'n draaggroep of 'n vliegdek tipe groep. Dis 'n hele, ek weet regtig nie wat dit in Afrikaans is nie.
né? 'n carrier group vir die skepe. Ek weet nie wat dit is in Afrikaans nie. Maar die Ford ene is naby Israel geontplooi, natuurlik vir lugruim hulp om dalk missiele af te skiet, wie weet. Maar Trump is vasbeslote, jy weet, die goed wat hy sê, nee. Kyk wat sê Trump, ons, onthou hy sê ons, hy sê nie Israel, hy sê ons. Ons kyk verby 'n staakvuur, ons kyk na 'n totale oorwinning. Hierdie Midde-Ooste ding, hierdie wat hulle noem in Engels, the axis of evil. Dit was Syrië, Irak, Afghanistan, Iran, Libië. Israel en Amerika het saam besluit om hierdie 5 lande te oorrompel en te oorwin. Wat het hulle reg gekry in Irak? Niks, die land is in chaos. Wat het hulle reg gekry in Afghanistan? Niks. Die land is in chaos, dit is terug by die Taliban. Wat het hulle reg gekry by Syrië? Niks nie. Een van die top ISIS groepe is in beheer van Syrië. So, dit is eintlik maar net 'n herhaling van goed. Wat het hulle reg gekry in Libië? Niks. Libië is nou 'n groot slawehandel en wapenshandel land. Dit was eers 'n absolute wonderlike land van welvaart. Nou is dit chaos. Wat dink julle gaan hulle in Iran reg kry? 'n demokratiese land. Daar's nie 'n flippende manier nie, man. Iran het 90 miljoen inwoners. 90 miljoen inwoners. Nee? Eers wou Donald Trump inklim met sy super nuclear bomwerper, whatever, wat nou in Washington DC staan. Eers wil hy deel raak van hierdie fight. En sy eie mense sê vir hom, ou Rand Paul het op Piers Morgan se podcast, né? Piers Morgan se podcast het hy gesê, daar is nie 'n manier dat ons as die Kongres enige so iets sal ondersteun wat Trump aanbetref nie. Ons sal dit nie eens ondersteun nie. Hy sê daar sal nie een Amerikaner boots op die grond wees in Iran nie, nie een nie. Maar wat gaan gebeur as Iran die Hormuz seeweg toemaak en die United Arab Emirates, die Emirate en Qatar se skepe en goed kan nie deurgaan, hulle kan nie handel drywe nie. Wat gaan gebeur? Ek kan vir jou sê wat gaan gebeur. Amerika sal toetree tot die stryd. Die Emirate sal toetree tot die stryd. Die Emirate sal vir Arabië aanval. Ag, nie vir Arabië nie, vir Iran. Die Arabiere sal vir Iran aanval. Die feit dat die moslems in Iran is regtig waar totaal en al jihadis. Nee, hulle spreuke en goed is die hele tyd death to America, death to America, death to Israel, totally extermination of Israel. Ons gaan vir Israel van die kaart afvee. Nou as daar 'n land is wat so teen jou land optree, né? Hoe gaan jy reageer? Gaan jy dit net toelaat? Weet, sê maar wat jy wil, man. Hulle kern Iran verryking het gegaan van 3% na 60% toe. 60% is nie daar vir bevolkingsgebruik nie. Met ander woorde, 'n kernaanleg wat elektrisiteit opwek nie. Dit is nie daarvoor nie. 60% verryking is na bomverryking toe. Dis waarna toe dit is. So, die elites van Amerika kry hulle stukkie pond, vleis, hulle maak geld met die wapentuig wat gebruik word daai kant. Hulle maak geld en hou dit aan mekaar. So wat gaan ons sê van al hierdie dinge? Wie's reg, wie's verkeerd? Wie verkeerd is die Iraanse Taliban islamitiese regime. Dis verkeerd. Hulle eie mense moet hulle ontverwerp. Wat ook verkeerd is die aanval van Israel direk so op hierdie goed. Hulle moes die mense kans gegee het om dit te doen. Trump het nou besluit, hy gaan nou nie 'n bom, hy gaan nou nie deel raak met in hierdie oorlog nie, alhoewel Israel hom por om dit te doen. Kom ek sê nou vir julle, Israel en Amerika
is kop in een mis. Amerika word beheer deur die Ashkenazi Jode wat eers die Khazar Jode was. Interessant dat Piers Morgan het byvoorbeeld vandag goeters genoem. Hy het 6 ouens genoem wat aan die kant is van oorlog maak en hy het 6 ouens genoem wat aan die kant is van nie oorlog maak nie. Die ouens wat aan die kant is van oorlog maak, is almal Jode. Is almal Jode. Verbaas my nie. Verbaas my nie. In elk geval, Rand Paul het net gesê, daar is nie 'n manier nie. En ou Pieter wat sê, en Rusland het gesê Amerika beter nie toetree tot daai oorlog nie, hulle beter nie. Maar dis nie al wat Putin gesê het nie. Putin het 'n interessante ding gesê. Hy het gesê, Duitsland is besig om Taurus missiele te verskaf aan die Oekraïne, maar hier is die ding. Duitsland sy eie troepe moet daai missiele beheer, daai missiel wat die mense afvuur meganismes, lanseerders, platforms, lanseerplatforms, missielplatforms. Wat noem ons Afrikaners dit? Ek het nie maar daai goed gewerk in die weermag nie. Ek was 'n panzerman. Daai was die artillerie ouens. Wat noem ons daai goed? Daai platforms. Maar in elk geval. Hy sê, luister hierso, dis nie die Oekraïense soldate wat hierdie goed afvuur nie, dis Duitse soldate. Nou vra hy vir die republiek, die sogenaamde Republiek van Duitsland, hy vra nou vir hulle, is julle deel van die oorlog? Ek wil net weet. Sê net vir my of julle deel is van die oorlog. As julle deel is van die oorlog, dan maak ek julle deel van die oorlog. So ek weet nou nie wat Merz gaan sê nie, maar hy is besig om homself nat te maak, dink ek. Noord-Korea waarsku vir Amerika, moenie toetree tot die Iraanse oorlog nie, moenie toetree nie. Daai Jong Kim Jong Pong Ching Chong Cha, hy is so lus om deel te raak van 'n oorlog hoor. Hy wil nie, hy brand om deel te wees van 'n oorlog. Hy wil so graag sy missiele skiet. Maar kyk, kom ons drink 'n bietjie koffie, dat ek my gedagtes hier agter mekaar kry. In elk geval. Wat het ek nog hierso? Elon Musk se ruimteskip ontplof gedurende 'n lanseertoets. Die ding het ontplof soos 'n missiel. Net soos 'n bal vuur het die ding geontplof. 'n Ander ding wat vir my baie snaaks is, daar's nou al hoe meer gerugte van missiele, satelliete, hierdie tipe van goed wat nie 'n sekere hoogte kan gaan nie. Dit is alles leuns. Mense, ek wil vir julle sê, ek weet nie, is daai ou Bybels van way back, daai ou Bybels van way back, was daai ou Bybels nie reg gewees nie? Ek moet net gou iets kyk hierso. Soms hoe hier tussendeur met koffie met brood, is daar nou iets wat my aandag trek. Ek was maar net gou vinnig hierso kyk na die boek van Genesis toe, Hierso. Daar was water gewees, en toe vers 6, en God sê in Genesis 1, laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. Bernardus, wat sê jy? God het die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. Die uitspansel is hemel genoem. En Vader het die son en die sterre en die maan en die goed in die uitspansel gesit. My vraag is, waar is die ander water? My vraag is, waar is die ander water? Ek kan nie wag vir die dag wat ek self 'n satelliet in die hemelruim kan instuur nie. Ons as 'n federale alliansie, wat ons self 'n satelliet kan instuur en sê, wat is die waarheid? Want dit is wat ek wil weet. Wat is die waarheid? In elk geval, dat ek gou weer daai ander ding hier opbring. In ander nuus, ek het vir julle gesê van 'n Musk se ruimteskip wat ontplof het gister, het gelyk soos 'n, ek weet nie of julle daai video gesien het nie, gaan kyk dit gerus. Verenigde Koninkryk, ou Jan, wat sê jy?
Die einde van lewe wet, end of life, einde van lewe wet is nou 'n wet in Brittanje. As jy 6 maande het om te lewe, al wat jy nodig het is 2 dokters om jou te ondersoek en te sê, ja nee, jy het minder as 6 maande. Jy het 'n sosiale werker nodig om by te staan, 'n sielkundige en iemand van die wet. In ander woorde, 'n regter of 'n advokaat of 'n prokureur of wat ook al. So jy het so 'n paneel nodig wat om jou bed staan en check the box, check the box, check the box, en as al 7 met jou saamstem dat jy jou eie lewe kan neem, dan groet jy van huis tot huis. Dis moord, man. Daar's nie ander woord daarvoor nie. Ek gaan nou musiekie is nie, jy mag jou eie lewe neem nie. God kan 'n wonderwerk laat plaasvind en jy kan weer gesond raak. Ek het al wonderwerke met hierdie eie oë gesien van my. Ek het al gesien hoe in 1986 het ek gesien hoe 'n glasoog herstel in 'n lewendige oog. Gister, 86 is so wyd terug. Ek het gesien my eie oë, man. Ek het al wonderlike wonderwerke beleef. Jy kan nie iemand se lewe selfmoord, die einde van die lewe 'n wet maak. Nee, wat neem jy? Jy neem die krag uit God se hande uit om 'n wonderwerk te kan doen. Of die mag uit sy hande uit om 'n wonderwerk te kan doen. Jy sien, mense het nie meer geloof nie. Mense het nie meer geloof nie. In elk geval is baie interessant dat Swede wat eerste baie groot hulle mond oopgemaak het, en ek het hierdie genoem seker so 2 weke terug. Swede het besluit dat kontant al hoe meer belangriker moet wees as digitale kontant, as gevolg van dit wat ons noem cyber-inbraak of cyber whatever. Né? Cyber security en die goed, digitale inbraak. Ewe skielik is kontant 'n wenner. Veral vir die betaling van brandstof, elektrisiteit, water, medies, is kontant 'n wenner nou in Swede. En hulle begin nou weer kontant uitdeel. Die rede hoekom ek dit noem is omdat hulle besluit het om dit nou genuine absoluut meer in te bring en dit 'n gereelde groot ding te maak. Soos wat dit was. Mense leer stadig. Mense leer stadig. Kyk hierso, hierdie is oor see. Indien ouers anti-vaxxers is of anti-enstof is, nee. Indien jy 'n anti-vaxxer of 'n anti-enstof persoon is, en jy het kindertjies, en jy wil nie dat jou kindertjies geënt word nie. Verpleegsters word nou geleer om jou kinders wetlik skelm te ent, en hulle kan enige hoeveelheid ente gee op dieselfde tyd. Jy het gehoor wat ek gesê het. Totaal en al moord van die kinders. Totaal en al moord. Voor jy oë uitvee, as jy jou kindertjies laat ent nie, is jy 'n spesiale tipe stupid, man. Ek sê vir jou. Daar is sekere ente waarmee ou kan saamstem, wat ou kan sien wat gewerk het. Way back. Polio ent het nie gewerk nie. Duitse measles het gewerk. Measles en Duitse measles het gewerk. In my dae. Ek het ook 'n entmerk gekry soos al die ander. Ek dink meeste van ons het daai tipe ent gekry way back. Né? Ek dink my merk is al lankal weggehaal. Maar as jy nie jou kindertjies laat ent nie, mag die verpleegsters dit skelm doen. Coming to a hospital near you. Hoor wat ek vir julle sê. As julle familie het wat klein kindertjies het, soos my dogter, wat my 2 klein kinders het, né? Ek sê vir julle, wees gewaarsku. Moenie huil as die kindertjies outisme en daai goed kry nie. Moenie huil as dit gebeur nie. Ek hou maar die tyd dop, ek probeer vanaand net 'n halfuur. Kom ons kyk gou-gou wat in Suid-Afrika besig is om te gebeur. Die EFF is hard besig om in ander lande kantore oop te maak. Weet julle waarmee is hierdie ouens besig? Ek sien my een suster het ook opgekom, Letitia, goeienaand. Sy het opgekom en toe verdwyn sy weer. Miskien is sy nog daar in die agtergrond, daar kom sy nou op. Die EFF is hard besig om in ander lande kantore en goed oop te maak. Hoekom? Weet julle dat die beplanning is
dat ou Mal Emmertjie eventueel die president van Afrika gaan word. 'n Kommunistiese Afrika. Dis hulle beplanning. Dis 'n witskrif. Dis 'n witskrif. Kom ek sê nou vir julle, nee, as die federale alliansie aan die gang kom, gaan Mal Emmertjie nie meer bestaan nie. Noem dit maar net so in die verbygaan, jy weet. Blykbaar word ou Rama Plakkertjie nou weer met ou Trumpie gesels oor handelsooreenkomste. Ou Rama Plakkertjie het nou agtergekom dat hy is eintlik maar net 'n hotnot, dis al wat hy is. En die Hooggeregshof in Pretoria beveel nou vir Rama Plakkertjie om vir hulle nou te verduidelik hoekom hy die nasionale gesondheidsversekering 'n wet gemaak het sonder die regte prosedures en goed. Hoekom hy die wet ingeteken het sonder die regte prosedures? Die Hooggeregshof wil dit nou weet. Maar ons weet dat ons howe is korrup, so hoe lank gaan daai ding in die hof lê? Nie vir baie lankie. Dit sal kom en dit sal gaan en hulle speel die politieke game, soos ons nou weet, né? Ons weet hulle speel die politieke game. Hier is 'n interessante ene. Daar's 'n nuwe egskeidingswet wat binnekort in Suid-Afrika gaan wees. Het julle geweet? 'n Nuwe egskeidingswet. As jy buite goedere getroud is, buite gemeenskap van goedere getroud is, dan is daar nog 'n manier om seker te maak dat jy ten minste 50% kan kry. As jou gade sterf, of as daar iets verskriklik met hom gebeur het, of haar gebeur het, of wat ook al. Daar is 'n manier hoe jy nog 50% van, dis die nuwe egskeidingswet wat inkom. Ja, lyk my hulle luister na koffie met brood. Want ons wil dit baie eenvoudig maak. As jy vir 3 maande saam met 'n vrou is, of met haar getroud is, of wat ook al, en jy skei haar, of sy skei jou, en julle was al reeds 3 maande getroud, dan is dit 50-50. Dis eenvoudig soos dit. 50-50. As julle voor die tyd, voor daai 3 maande se troue nie kan besluit of julle by mekaar wil wees of nie, as jy besluit jy wil by iemand wees, vir die res van jou lewe, en jy trou en jy maak dit vas, 3 maande later, as jy dan skei, 50-50, klaar. Kom ons kyk wie gaan dan skei. Kom ons kyk. Jy moet net kan vasbyt vir 3 maande, dan is jy okay. Och ja, maar dan moet al 2 partye wil skei. Al 2 partye. Hierdie is interessante nuus. 'n Asiese reus. In die Engels is dit 'n Asiatic giant, 'n Asiese reus. Mr. DIY van Maleisië kom na Suid-Afrika toe om hierso vir Builders Warehouse aan te vat in die boubedryf. Die Mr. DIY. Sal dit gebeur in Australië? Wat 'n groep was dit gewees? Ja, ek kan nie eens meer daai dae onthou nie. Daar is sekere goed van daai dae wat ek nie meer kan onthou nie. Maar hulle het 'n groot groep daar, dat 'n ander groep ingekom wat hulle aangevat het, maar daai groep is nou nog daar. Maar hulle het nie baie goed gedoen nie, maar hulle is nou nog daar. En hulle pryse was dieselfde gewees, basically. Hulle het ander tipe tools en goed gehad. So ek weet nie, dit gaan interessant vir my wees om te sien wat het hierdie Mr. DIY en hoe sy pryse gaan lyk. En raai wat? Einde Junie maak hulle die eerste ene oop in Pretoria. Kom ons kyk maar. Kom ons kyk maar. Floyd Shavimbo, wie weet wie is Floyd Shavimbo? Hy's besig om 'n Shavambo, hy's besig om 'n non-entity te word. Hy's uitgeskop uit die EFF uit, hy's uitgeskop uit die MK uit, maar hy sê hy gaan nie sy MK lidmaatskap prys gee nie, maar hy gaan nou 'n nuwe party begin. Hierdie pikke, nee, hierdie houtkoppe. EFF, MK en nou 'n derde ene. Wat gaan jy hom noem? EMK of FMK of FK. Ek gaan nie die ander woord sê nie. In elk geval, luister nou na hierdie ene. Natalse finansiële leier, MEC, whatever hy genoem is, die KwaZulu Natal ene, obviously. Francois Roger.
Hy wil nou 'n beesproduksie aanleg of 'n besigheid oprig om aan die Zulu koning se finansiële benodigdhede te voorsien. Die finansiële benodigdhede van die Zulu is meer as 60 miljoen per jaar wat hy kry van die regering af. So nou gaan hulle 'n beesproduksie besigheid of whatever bou om hierdie ou se goeders sy geld te boost. Die Zulus moet tog net aan die regering se kant bly, want anders te weet die regering, hy is in sy my in. Maar ek wil vir julle een ding vertel, ek wag vir 'n brief. Daar's 'n brief aan die Federale Alliansie gerig, geteken deur die konings. En dit is 'n goeie nuusbrief. Ek wag vir daai brief. Pretoria weer eens, 140 polisievoertuie is nutteloos en staan eenkant geparkeer, beteken niks aan die bestryding van ons crime nie, niks nie. 140 polisievoertuie. Useless. Hierdie was vir my goeie nuus, 'n voormalige bankbestuurder in die Kaap. Hulle sê nie wat 'n bank nie, maar sy naam is Riot Cupido, hy is gearresteer. Hy het 15 kg kokaine by hom gehad, straatwaarde is 18 miljoen. 'n AK-47, 'n Uzi en 5 9mm pistole is in dieselfde plek gevind. Hierdie ou word nou toegesluit vir die goed. Wanneer so 'n ou gevang word met kokaine en sulke goed in die Federale Alliansie, gaan ons hom hang. Hy is 'n moordenaar. As jy 'n dwelmverspreider is jy 'n moordenaar. Slow death. Hierdie was goeie nuus gewees. 90 onwettige immigrante in een huis in Johannesburg. Opgespoor, uitgehaal, gearresteer, you name it. 90 onwettige immigrante in een huis. Hulle betaal hier. Hulle betaal hier. Kan julle dit glo? Laat ek gou vinnig hierso nog verder deurblaai. Hier's nog baie verskillende nuus. Klein Karoo dorpie, ook 'n klompie drugs gevind. Kom ons blaai gou vinnig hier deur voordat ek afsluit vir die aand. Hoërskole sê die graad 11 leerling 19 glo Dinsdag deur 'n graad 12 doodgesteek. Moord in Suid-Afrika. Halleluja. 5 maande op 3 Junie. 8 mense in Umlazi doodgeskiet. En so kan ons aangaan met die Suid-Afrikaanse nuus. Dis moord en doodslag oral. Die konstitusionele hof is nou al 30 jaar oud. Wat nie eintlik veel beteken nie, nee. Wat het ons nog hierso? MTN betaal 5 van hulle executives 'n totale bedrag van 198 miljoen. Wat doen daai ouens om hierdie tipe geld te verdien? Weet julle wat doen hulle? Hulle lieg oor data. Dis wat hulle doen. Hulle lieg oor ligtyd, hulle lieg oor data. Hierdie data ding wil ek nog uitfigure. Ons selfone, ek is nie so clued up op hierdie gebied nie en ek erken dit. Jou selfoon, my selfoon, ons gebruik data. Vir jou met my te gesels of wat ook al, dis data. Hulle noem dit ligtyd, dis data. Alright? Vir jou om hierdie goeders te kyk, vir my om dit uit te stuur, is data. Nee. Maar as ek nou hier my hand moet skuif tussen my selfoon en al die ander selfone hier agter wat nou opvang, wat is daar in die lig? Wat is daar? Is my kop te plat vir dit? Hierdie elektroniese seine wat uitgestuur word, data streams. Bestaan daar so iets? Of is dit nie net 'n opvanger en 'n uitsender nie? Wat die elektroniese golwe in die lug gebruik wat bestaan, wat verniet is, dit gebruik om vir ons te laat kommunikeer. Bestaan data werklik? Ek is nie clued up met dit nie, maar ek gaan wees. Want hier in Suid-Afrika betaal ons dat ons hop vir data. Nee?
Het nog 'n persoon opgekom, hy het nie 'n profiel, hy of sy het nie 'n profielfoto nie. Die onsigbare skim is deel van koffie met brood. In elk geval. Wat gaan ons sê van al hierdie dinge? Hulle wil die drywerslisensie skuif van 5 jaar na 10 jaar toe. Ek weet nie wat gaan gebeur nie. Ons wil die drywerslisensie skuif van nou tot forever. Né? Jy is verantwoordelik vir jou eie rymaniere. En as jy gevang word dat jy nie kan bestuur wat ook al nie, dan word jy van die pad afgehaal. Kom ons kyk. High alert. Iran says the battle has just begun. China moves ships to the Persian Gulf and Trump is ready to strike. Wat gaan hierdie naweek gebeur, mense? Hier is allerhande goed, ek weet nie waar hierdie is nie. Rusland het 'n 150 meter lange Kanadese vaartuig vol CRV-7 lug-tot-grond-missiele gesink. Rusland het hulle gesink. Hulle was seker op pad Israel toe. Ja, hierdie ding, ek het hierdie berig het ek gegee nou die dag en ek gaan nou hiermee afsluit. Hierdie Ierlandse massagraf van 796 babiekies. Hier kom die berig weer op. Ek sê vir julle, hierdie goed is genoeg om ou te breek. In elk geval. Goed. Kom ons kyk maar wat gebeur in die Israel-Iran oorlog. As iets belangrik gebeur tussen nou en maandag, dan sal ek 'n spesiale uitsending doen wat dit aanbetref. Maar ons sal maar sien. En as die belangrike ding vanaand vir my is 9 uur is dit die Britse Lions teen Argentinië in die rugby. Dis die enigste belangrike ding vanaand nou vir my. That's it. En 'n bietjie koffie. That's it. Nou ja, toe. Ons is Vryburgers. Het julle almal daai video gekyk van my op YouTube? Die een van die oproep. Hier's 'n klomp gesigte hierso wat nog nie aangesluit het by die federale alliansie nie. As jy nie kan nie, verstaan ek. As jy nie geld het nie, as jy nie R56 'n maand het nie, ek verstaan. Alright. Maar as jy kan deel word deel. Dit help ons om te beweeg. En ek gaan met ek voel dit aan my blad, ek gaan met binnekort baie begin beweeg. Sluit aan. Ek vra julle, asseblief, sluit aan. Né? En gaan na die Federale Alliansie se blad toe op YouTube. Federal Alliance of Southern Africa en subscribe en like die video's. En dan gaan al hoe meer boere en al hoe meer Afrikaanse mense gaan begin kyk. Hoekom? Want is een van die min Afrikaanse platforms wat daar is. Een van die min. So gaan like en gaan subscribe, né? Dat ons kan groei. En dan moet 'n fantastiese naweek hê, né? Eers Vryburgers, dan boere. Boere Afrikaners, Engelse, Portugese, bittergeeste, soetgeeste, allerlei geeste. Net wat jy wil wees, maar jy is eers 'n Vryburger. Alright? En saam met God maak eendag mag, daar's nie 'n ander manier nie. Nie saam met 'n moslim God nie, nie saam met 'n Jehovah God nie, saam met die Vader, Seun en Heilige Gees. Né? Hoe weet ons die Heilige Gees is 'n waarheid in ons? Deur die kragwerk wat hy deur ons doen. 1 Korintiërs 12, 13 en 14. En dit wat gebeur het in die boek van Handelinge. Fantastiese aand vir julle almal verder. Alles wat mooi is.